vriende, as ons kerk toe kom, is dit om die Here te aanbid, bietjie onsself te ontledig voor die Here, die stil te raak, maar ons sien maar al die bekende gesiggies, en ons vier die verjaarsdag saam, en ons kyk mekaar in die oë, so die ouens wat hierdie week verjaar, in die blaadjie het ons het nou die hele vakansie se name op, so daar was by week 2, Rita Burger, Zanelei Kok, Loan van Tonder, Roelei van der Merwe, Mimi Wiegman, Mimi word 80 hierdie jaar, so sy is een van ons senior burgers al jare in die dorp is, Angie Turley, Boet Smith, ons eie Boet, wat ek sien op social media, sy gesig in die media, Willie Botha en Tian Mitchell, kom ons klap vir almal lekker hande. Baie geluk. Daar is nou nie volgende nuwe intrekkers nie, en daar is ook nie kinderkerk nie, want dit is vakansie, julle het vanoggend gevoel, dit is lekker koel, die winter is hier so. So daar is ook nie jeug nie, almal hou vakansie, maar ons is hierdie jaar, probeer ons mense aanspoor om bietjie vrywillige diens te doen, waar julle ook al is. Maar kom ons, is julle nog reg vir nog 2 liedjies? Kom ons staan weer, dan sing ons nog so 2 liedjies saam met Mia en Kobus.
Vriende, as ons saam bid, dan dink ons aan almal wat bekeer, bietjie siek is, werkloos, sommer net verlies gelei het, en so aan. So kom ons sluit die oor en bid ons saam. Here, U is ons God, U is ons hemelse Vader. Ons loof en ons prys U vir alles wat ons ken, wat ons het, wat ons weet. Want U is die Skepper. U het alles gemaak. U het ons ook as mens gemaak en na U beeld het U ons geskep om deel van U drome te wees, om ingetrek te word in U hemelse, U wêreldse koninkryk, dat ons kan deel wees van U planne. Baie dankie, Here, dat ons saam met duisende gemeentes kan deel wees van U kerk hier op aarde, wat U drome uitleef. Baie dankie dat ons kan 'n plek het en by mekaar kom en U kan aanbid. Ons weet, Here, U genade en U liefde is baie groot. Ons dra graag ons vriende aan U op. Daar's baie mense wat siek is, wat behandeling kry, wat worstel en stoei met hulle eie gesondheid. Ons gebed is dat hulle genesing uit U hande uit sal kry, dat hulle vrede sal kry. Dan is daar ook baie mense, Here, wat byvoorbeeld werkloos is, wat worstel met nuwe werke. Ons gebed is dat elkeen van hulle in U sal oplossings en verlossing sal kry vir hulle situasie. Ons dra elkeen van hulle nie op. Ons dink in die wêreld wat dit maar woes is, die oorloë wat oral aan die gang is, wat nie kan einde kry nie, mense wat net taalstarrig is om vrede te soek. Bid ons, Here, dat mense U vrede sal begin navolg en sal begin soek. Seën ons vandag met 'n boodskap by die hart uit wat ons geloof sal stig en ons kan help om ons geloof uit te leef in Jesus Christus se naam. Amen. My tema vanoggend is DIY geloof, do it yourself. Ek en jy wat so 'n bietjie uit die Calvinistiese beweging uit ons geloof gekry het en deel is van, ons glo baie groot in die genade en die liefde van God. En partykeer laat dit ons 'n bietjie agteroor sit. En ons dink geloof is maar 'n toevalligheid wat op ons neergekom het en ons toegeval het en ons sit nou met die geloof want God se genade en sy liefde is so groot. En ons, dis maar net soos party van die goed om ons, partykeer as jy in diens is van 'n groot maatskappy en jy kry 'n salaris, dan dink jy, ja man, die salaris gaan jy in elk geval einde van die jaar kry. Maar die ding is, jy moet werk daarvoor, jy moet opdaag, jy moet daar wees. Maar al hierdie goed wat ek hier wys, is daar 'n sekere ding wat jy moet 'n teenprestasie lewer. En in geloof is dit, jy kan dit nie verdien nie, maar dis 'n verhouding met God. En enige verhouding moet jy aan werk. As jy nie aan 'n verhouding werk nie, dan gaan hy agteruit. Dis soos enige plant wat groei. As hy nie groei nie, is hy besig om dood te gaan. So of groei of doodgaan. En ons geloofsverhouding is baie dieselfde. So die koninkryk van God is nie net vir mense wat pasiënte is en nie deelnemers is wat net saam gesleep word nie. As ons lees van Johannes die Doper, daar Matteus 11, staan daar, sedert die dae van Johannes die Doper, tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop, en mense wat hulle kragtig inspann, kry dit in besit. So dis nie, hierdie koninkryk van God, is nie sommer net daar vir almal, om dit, almal kan dit kry, maar dit gaan oor jou deelname, gaan oor jou insette. So dit gaan oor jou inspanning
en jou deelname en die keuses wat jy maak. Daar's baie mense wat ander keuses maak, wat besluit, nee, hulle wil dit doen of hulle wil dat doen. Of mense wat net eenvoudig nie die toewyding en die inset het nie. Dis soos hierdie kappel wat 'n danskompetisie gewen het. Hulle het dit nie gewen op grond van die feit dat hulle net die gawe het om te dans nie. Hulle het dit gewen want hulle het baie ure en ure en ure geoefen en ingesit. En dan lees ons in Filippense 2 vers 12 staan daar, daarom my geliefdes, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Nou hierdie is 'n moeilike ding, want onthou ons protestante kom uit 'n era uit wat die kerk heil verkoop het. Mense betaal het om hulle heil te kry en hulle sondes vergewe met allerlei weldade en geloofsdade. En toe het ons teruggeval in Calvinisme wat nou 'n bietjie te veel genade opgestapel het. Maar die Bybel is baie ernstig dat ons eie heil moet uitwerk. So ek deel vanoggend vir julle die verhaaltjie van Bethesda. Daar was in Jerusalem is daar voor ek daar kom nog 'n teksie wat sê met die maat waarmee julle meet sal daar gemeet word. So as jy na jou geloofsverhouding toe kom met 'n millimetertjie, dan gaan jy dalk net 'n millimetertjie kry. Maar as jy na jou geloofsverhouding toe kom met 'n groot pan en 'n groot maatstaf, gaan jy baie kry. So die verhaal van Bethesda gaan oor hierdie bad wat daar in Jerusalem was. So die mense, al die lidmate van die Joodse wat siek was en daar by die bad van Bethesda gelê. Kom ons lees dit saam. Hierna was daar weer 'n fees van die Jode en Jesus het daarvoor die Jerusalem toe gegaan. En by die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreëse naam Bethesda. So Jesus het daarna toe gegaan. Hierdie bad het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, krepeles, lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Hierdie ou was op die regte plek. Hy was presies op die regte plek daar. Hy was daar, lyk my die gewoonte van die bad was, die mense het daar om die bad gelê en sodra daar 'n engel gekom het wat die bad geroer het, dan het die ou wat eerste in die bad was, het gesond geword. En hierdie ou kon nooit daarby uitkom nie. Hy was net te lam. Hy het dit nie gemaak nie. En Jesus, hier is 'n prentjie van daai voorstelling van die bad, hierdie ou wat daar lê, maar hy kan eenvoudig net nie by die bad uitkom nie. Jesus het vir hom gesien lê en geweet dat hy al baie lank siek was, toe vra hy vir hom, wil jy gesond word? En dit is die ding van ons geloof ook. Ons geloof in Jesus Christus gaan oor, wil jy deelneem? Dis nie almal wat gebore word wat dit het en dit kry nie. Dit gaan oor jy wat wil deelneem. En die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie, en terwyl ek aansukkel, gaan iemand voor my daarin. So hieruit lei ons af dat die water is in beweging gebring, en dan die ou wat eerste daar was, ek neem nou maar aan as die eerste, want hy het net gesê, hy het aangesukkel, en daar was altyd iemand voor hom in die bad, so hy het nooit 'n plek gekry om dit te doen nie. Toe sê Jesus vir hom, staan op, tel jou goed op en loop.
oomblik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. Dis wat gebeur. God sê vir jou, staan op en loop, maar ons, ek en jy, moet die wil hê om op te staan en te loop. In hierdie geloofsverhouding van ons. Ek en jy moet daai energie verskaf om in hierdie geloofsverhouding te leef. Hierdie geloofsverhouding gebeur nie net van self nie. En dis soos enige verhouding. Jy moet energie hê, jy moet inspanning. Die spreekwoord wat ons gebruik, ekskuus tog, daar gaan my oor. Die spreekwoord wat ons in Afrikaans gebruik, daar waar 'n wil is 'n weg. En jy wil 'n verhouding met God hê, en dan moet jy werk aan hierdie verhouding. En ongelukkig die probleem met dit, vir baie jare het mense metodes uitgedink. Dis selfs waarvan die Engelse kerk, die Methodist Church vandaan kom. Hulle naam kom nog vanaf, daar's 'n metode om in 'n verhouding met God te wees. En dis nie die waarheid nie, daar's nie 'n metode nie, daar's nie 'n resep nie, daar's nie 'n voorskrif nie, daar's nie 'n regte en 'n verkeerde manier om in 'n verhouding met God te wees nie. Daar is uniekheid in elke mens se verhouding met God. Maar jy moet die wil hê om in daai verhouding in te gaan. Jy moet die motief hê om in daai verhouding te wil bly. En dis 'n moeilike ding. Dis 'n moeilike ding. Want almal se motiewe verskil. Almal het verskillende, waar is ek nou? Weet nie waar is ek nou nie. Ek is nou heeltemal op die verkeerde plek. Party van ons word soos hierdie perd na die water toe gedwing. Party van ons is deur ons familie en deur ons tradisie in sekere goed ingedwing, dan is jy maar 'n bietjie onwillig daar. So die probleem is dat elkeen van ons het verskillende motiewe. Party mense het 'n politieke wil, party mense het emosionele wille, godsdienstige wille, maatskaplike wille. Dit verskil van mense en almal van ons se kapasiteite verskil ook. Dis nie dieselfde geleenthede en hulpbronne en know-how en so aan nie. Die grootste ding in elke mens se lewe is dat ons het 'n selfsugtige wil. Almal het nie 'n onselfsugtige wil nie. Ek wys hier net 'n prentjie van 'n ou wat julle almal baie goed behoort te ken. Sy naam is Nick. Hierdie ou het nie arm geroer om sy geloof te kry nie. Maar hy het die geloof gevat. En as jy sy video's en sy goeters kyk, sy naam is Nick, met so snaakse van Vucetic. As jy sy video's kyk, dan sien jy hy het sy geloof met oorgawe uitgebuitel. En hy het nie, wel, ek kan ook sê, hy het nie 'n voet verkeerd gesit om het nie reg te kry nie. Maar, nog steeds, is daar duisende mense van ons, wat net eenvoudig net sit, en ons dink, hierdie geloofsding gaan gebeur. En ons deelname is baie laag. Veral omdat ons uit die Calvinistiese geskiedenis uitkom, is ons deelname baie ek onthou as 'n kind in ons kerk waar ons was die kerk waarin ek deel van was jy moes niks gedoen het nie, want ons het so teen die Rooms-Katolieke gepraat wat aflate verkoop het en genade verbrou het en alles, dat jy niks moes gedoen het nie. Maar hierdie geloof van ons is 'n lewendige geloof. So ek en jy het baie dankbaarheid omdat ons die genade en die liefde gekry het. Maar elkeen van ons
moet steeds die oorwinning behaal. Die oorwinning gaan nie na jou toe kom nie. Die prys kom nie na jou toe verniet nie. Genade kom na jou toe verniet. God se liefde is verniet. Maar die prys moet jy self behaal. Hierdie laaste teks. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal saam met my op die troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het, en saam met my Vader op die troon gaan sit. Die ding is, Jesus Christus het vir ons die geestelike prys betaal. Hy het die offer gebring. Hy was die offer wat het vir ons oopgesluit het. Maar as ek nie my hand vat en daai oorwinning gaan kry nie, as ek nie my inspanning en toewyding dit gaan kry nie, gaan ek dit nie kry nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, soms is ons geloof baie passief. Soms sit ons lekker agteroor en ons dink maar net, dit is soos dit is. Maar help elkeen van ons om te weet, Here, hierdie geloofsverhouding van ons met die lewende God is 'n verhouding wat met energie oopgekap moet word, wat deelgeneem moet word, wat met inspanning en toewyding gegryp moet word, en dat ons dit lewendig moet hou deur daaraan te werk. Soos enige verhouding, Here, kan dit maklik koud word en agteruit gaan en verlore raak. Geef vir ons elkeen die insig om te weet, Here, ons moet werk aan ons verhouding met God. En ons moet dit nie laat agterweeg gaan nie. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, as daar enige iemand wat iets wil sê, Boeta sê net pudding, ja. So kom ons gee dan 'n geleentheid vir 'n dankoffer. As 'n jong aanvallige dame my kan help vandag. Dankie. Asai, kom ons sluit af met 'n slotlied terwyl ons almal staan en ons sing saam Mia en Kobus. Vriende, ontvang die seën van die lewende Here, sy genade en sy liefde is met elkeen van julle.
Amen.